Goeiemôre. Jy luister na die 40ste oordenking in die reeks deur die oë van 'n kind. Ons tema vir oggend is Repos al lieu. Ons lees saam uit die boek Die Klein Prinsie, hoofstuk 22. Goeiedag, sê die klein prinsie. Goeiedag, sê die rangeerder. Wat maak jy hier? Vra die klein prinsie. Ek is besig om reisigers in te deel in groepe van 1000, sê die rangeerder. Ek stuur die treine wat hulle vervoer om die beurt na regs en na links. En 'n verligte sneltrein wat dreun soos donderweer, laat die rangeerhuis skud. Hulle is baie haastig, sê die klein prinsie. Waarna soek hulle? Die masjinis weet dit self nie, sê die rangeerder. En 'n tweede verligte sneltrein dreun verby in die teenoorgestelde rigting. Kom hulle nou al terug? Vra die klein prinsie. Dis nie dieselfde mense nie, sê die rangeerder. Hulle ruil die heeltyd plekke om. Was hulle dan nie gelukkig waar hulle was nie? Mense is nooit gelukkig waar hulle is nie, sê die rangeerder. En toe dreun die donderslag van 'n derde verligte sneltrein verby. Agtervolg hulle die eerste reisigers? Vra die klein prinsie. Hulle agtervolg niks of niemand nie, sê die rangeerder. Hulle lê en slaap, of anders sit hulle sommer en gaap. Slegs die kinders druk hulle neuse teen die vensters. Net kinders weet waarna hulle soek, sê die klein prinsie. Hulle gee al hul tyd aan 'n lapop, en die pop word vir hulle baie belangrik. En as dit van hulle weggeneem word, huil hulle. Hulle is gelukkig, sê die rangeerder. Die stomp afsluiting van die hoofstuk en die kolletjie, kolletjie, kolletjie aan die einde van sy sin laat 'n mens besef dat die klein prinsie nie aan 'n lapop dink nie. Die beeld van treine wat heen en weer jaag. Dis 'n treffende beeld. Wel, nie in ons land nie. In ons land is dit 'n non-begrip. Is daar nog 'n trein wat loop? In 'n geval. In Europa vandag, soos in die 1930s, is treine die vernaamste vervoermiddel. Of dit nou in die underground in Londen is of die U-baan in Wenen, gesigte mense wat heen en weer jaag, is 'n bekende beeld. Treinstasies wriemel van mense wat haastig ergens heen op pad is. Die rangeerder deel sy waarneming met die klein prinsie. Interessant genoeg, is hy die een wat hulle reise fasiliteer. En tog is hy self maar skepties oor die opreiswees mensdom. Net terloops vir die jonger generasie, 'n rangeerder is 'n spoorwegbeampte wat treinwaens rangskik en treine van een spoorlyn na 'n ander laat verwissel. Wat neem die klein prinsie waar? Die reisigers op treine is baie haastig. En hy wonder waarna hulle op soek is. 'n Mens kan tog nie so haastig ergens heen op pad wees, as jy nie weet waarna jy soek nie. Die rangeerder het 'n antwoord. Selfs nie eens die treinbestuurder weet self wat dit is waarna hulle soek nie. Hy neem hulle maar net lukraak in rigtings, sonder om hulle lewensdoel te verstaan. Verstaan hulle dit self? Die klein prinsie merk dan op dat mense in verskillende rigtings haas. Sy enigste afleiding is dat hulle nie gelukkig was op die plek waar hulle vandaan kom nie. Die rangeerder wat die reisigers daagliks dophou, merk op, mense is nooit gelukkig waar hulle is nie. Laat dit 'n wyle in die lug hang. Mense is nooit gelukkig waar hulle is nie. Wat dink jy daarvan? In watter mate, indien enigsins, is dit waar van jou lewe? Is jy gelukkig waar jy nou is? Of het jy 'n prentjie in jou kop van waar jy eendag gelukkig sal wees? Hierdie hoofstuk in die klein prinsie
laat my dink aan 'n gedig van Tosius, Repos au lieu, 'n gedig wat heel gepas 'n Franse titel het. In die eensame veld staan 'n tentjie klein, en daarnaas in die skemering skuif die ligtende trein. Ek sien in die tentjie deur die oop gordyn 'n tafel met bordjies en glasies fyn, wat sag in die lig van die kersie skyn, en ek dag, was ek net in die tentjie klein, ek sou tog so gelukkig sein. Naas die eensame tent staan 'n meisie klein, in stomme bewondering van die ligtende trein. Sy sien my geniet my glansende wyn en koslike maal by elektriese skyn. En ek raai die gedagte van die meisie klein. Ag, was ek maar net in die vrolike trein, ek sou tog so gelukkig sein. Repos au lieu, die rus is elders. Die beeld van 'n reisiger in 'n trein, wat wens hy was in die tentjie in die veld, en die meisie by die tentjie in die veld, wat wens hy was in die trein, is maar 'n bietjie die storie van ons mensdom. Ek kan nou vanmôre lank bieg, hoe ek my skuldig maak aan die gejaagdheid van die lewe. Stresvlakke en angsvlakke wat 'n permanente uitdaging is. Tussen storms en skadies smag na daardie vrede wat in die vooruitsig gestel word. Ek kyk te veel met my oë en te min met my hart. Ek trek nie getrou genoeg die krummetartboomlote uit nie, en die vulkane op my klein planeetjie maak ek nie genoeg skoon nie. Ook ek maak die fout om te dink dat die rus elders gaan wees. Maar as dit nie hier is nie, en as dit nie nou is nie, wanneer dan? Al die uitstelle van gister het my by 'n vandag gebring, waar ek dit ook weer uitgestel het. Wanneer dan? Waar dan? Waar is die elders waarvan ek bly droom? Daar is 'n kuns van die lewe wat ek nog nie onder die knie het nie. Maar ek smag daarna, en ek sal nie ophou soek nie. Miskien in lyn met die gesegde van Paulus moet ek bely. Ek sê nie dat ek dit al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, in die mate waarin Christus my reeds syne gemaak het. Losweg vertaal. Die beeld van groot mense wat sit of slaap of gaap, is in skerp teenstelling met die kinders wat met hulle neuse teen die venster druk. Die groot mense is haastig na nêrens toe nie. Hulle let nie meer op nie. Hulle kyk nie meer met die hart nie. Hulle beweeg om weg te kom van waar hulle ook al was. En as hulle arriveer by die plek waarheen hulle op pad is, dan sal hulle ook daar nie rus kry nie. Die klein prinsie merk op, net kinders weet waarna hulle soek. Is dit nie kragtig nie? Net kinders weet waarna hulle soek. As julle nie soos kinders word nie. Kinders se vreugde is eenvoudig en betekenisvol, want hulle leef meer in die oomblik. Hulle is meer teenwoordig. Hulle is hier en nou. Hulle is nog nie so behep met môre, dat hulle vandag ingeruil het vir môre nie. Kom ons vra die Here om ons hiermee te help. Hemelvader, ons is al ewig op reis. Ons is al ewig op pad, op soek na U rus. Vanmôre raak ons stil voor U en bid dat U vir ons 'n kompas in die hand sal gee, dat ons sal weet waar is ware noord, dat U deur die Gees vir ons die rus sal gee, of ons nou in 'n tentjie klein in die veld is of in 'n verligtende trein, om hier en nou, waar ons nou in ons lewe is, U rus te vind. Ons besef vanmôre, al die uitstelle van gister het ons nêrens gebring nie. Help ons, Here, om stil te kom staan op die plek waar U vir ons U rus kan gee. Dat ons dit nie langer sal uitstel nie.
Dat ons nie sal wag vir iets anders nie, vir 'n ander fase van ons lewe, of 'n ander tyd om aan te breek nie. Help ons, Here, om nie eers te wag vir dan nie. Help ons om U rus en ware geluk nou in hierdie oggend te vind, op hierdie plek waar ons is, in U. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.